Goeiemôre. Dankie broer Charles. Jy stel 'n baie goeie voorbeeld altyd. Dit lyk vir my die mense is versigtig vir die storm wat aankom is. Ons gaan die Here solank 'n bietjie loof en ons gedagtes rig ook op dinge wat kom. Ons gaan daaroor 'n bietjie praat, maar ons begin, julle sal sien die oranje lappe hang, so ons dink aan die Heilige Gees.
se koms of die viering daarvan, is nie asof hy eers weer kom nie, hy is mos al lank al hier. Maar ons vier sy koms, so julle sal dit in die liedere ook agterkom. Die eerste een is sommer net 'n lekker loflied wat net sê Here Jesus, U skyn oor almal. Liedboeklied. Kom kyk, ons het net, Gertrude het net vir ons 'n mooi tweede versie bygesit, wat ons ook gaan bysit. Ek dink nie ons het dit al gesing nie, maar kom ons probeer, ons luister en ons kyk hoe dit gaan, as dit nie lekker gaan nie, dan sing ons gaan sing tot julle omsing. Ons doen dit weer. Net omdat ons kan. Ekskuus. Kom kyk, kyk alles wat die Gees werk in my, die Gees werk ook in jou. Kom kyk, kyk alles wat in sy woorde is wat jy kan op hom vertrou. Kom buig,
Dan sê, ons kom nou by die gees uit. Meer bekende ene wat ons weet, hy is hier, al twee die versies. So terwyl die sonnetjie inkom, goeiemôre. Heerlik om julle te sien, vriende. Ons het net 'n klomp afkondigings. Ek hoop julle het die afkondigings in julle hande. Onthou asseblief, eerskomende donderdag is dit, wat se dag nou weer? Mens sê nie hemelvaart nie, dit is hemelvaart, dit is hoog. Het gaan op, nie af nie. Dankie Paul. Hemelvaart, en ons het ons diens 7 uur hierso. Julle sal sien, julle weet mos ook wat gebeur dan met hemelvaart. Hemelvaart het ons, na hemelvaart, het die disippels vir 10 dae lank hulle self gaan afsonder. En op die 10de dag het die gees van die Here toe op hulle gekom. Hulle het in tale gepraat. Hoekom? Nie om sommer net grand te wees nie, sodat elke man en elke vrou in hulle eie taal die evangelie van Christus kan hoor. Ek sê altyd vir die ouens, as dit in Suid-Afrika gebeur het, sou daar 11, of nee, dowes is ook nou 12 amptelike tale gewees het dat hulle kon praat. Dit is waaroor dit gegaan het, en dit is hoekom ons onsself in die NG Kerk
en van die ander kerk ook heerlik afsonder, want ons het al gesien, as ons onsself afsonder en luister wat die Here vir ons sê, en op ons knieë tyd spandeer, en ons bietjie vir daai kort 10 dae, ons aandag rig, kan daar wonderlike dinge gebeur. So, ek nooi julle uit, julle sal in die vanoggend in die preek ook 'n bietjie meer daarvan hoor. Dan wil ek nou eers weer gou teruggaan na gister toe, en ek wil baie dankie sê, ek is besonder verras deur al die ouens wat gisteraand nog in die saal doenig was, wat hier is. Die vir julle wat dalk nou, ek weet nie, ons het so 'n bietjie vir 'n fondsinsameling vir ons Malawi uitreik, het ons 'n sop, sherry en sokkie aand gehad. OK. En oom Polla was ook daar, en ek is baie ek dink jy was die oudste daar, oom Polla, maar ek het nogal op 'n stadium met ek 'n bietjie gegiggel in my mou gewonder, wat so jou ouers nou gedink het as hulle hoor van sop, sherry en sokkie, en dit alles in die kerksaal. Maar in elk geval, dit het mooi stigtelik gegaan, dit was baie lekker. Ek wil vir julle almal baie dankie sê wat gekom het, wat moeite gedoen het, die vrouens wat gemaak het, en almal vir julle wat gebly het, en deelgeneem het. Dit was regtig 'n heerlike aand, en selfs die kunstenaars was verras. Hulle het nie gedink daar gaan op 'n wintersaand so baie mense in die kerksaal wees vir so 'n aand. So baie dankie julle almal. Dankie Maryke vir die opsit, ek dink waar is dit, en saam met die vrouediens, se werkers, mooi aand, baie geluk, baie dankie. Dan, julle sal van vooraf sien, die synodale deuroffer gaan vir studentebearbeiding, en dan as ons aan die binnekant kyk, het ons klaar gepraat van Hemelvaart en Pinkster. So nou wil ek het gevra, al ons verjaardag babas van Mei maand, dit is nou nie laasweek of Vrydag, almal wat in Mei maand verjaar, wil julle net gou opstaan nie asseblief? Almal wat in Mei maand verjaar, kom. Kom. Ja, sien. Die besoekers wil ek net sê, die mense kom spesiaal die eerste Sondag dat ons hulle kan hande klap. Baie geluk julle met julle verjaardag. Mag. Ja, dit was maar ons gaan nou weer moet oor hande klap. Maar mag julle families julle uit julle sokkies uitseën. Mag dit 'n mooi dag en 'n mooi jaar wees wat voor lê. Kan ons dalk nou maar net hande klap asof dit nie winter is nie, maar asof dit somer is asseblief. Daar sê, dis al ons Mei verjaardag. Dan moet julle asseblief tog net let, wintermark is aan die kom, so volgende oor 2 Sondae, wanneer ons klaarmaak met Pinksterfees, dan die maandag pak hulle uit, daai Dinsdag vir 2 weke het ons wintermark. Julle kan onthou, ons gaan help altyd deur 'n bietjie daar deur te stap en te kyk dat ouens nie met lang vingers daar stap, 'n bietjie sekuriteit, en ons help ook by die betaalpunt om pakkies te pak en sulke goed. Nou daardie lysies is by die kerkkantoor, by Lana, en in die week, as jy nou nie vandag daar by haar uitkom nie, is dit by Kruiskoffie by Andra. Hulle kan jy asseblief jou naam kom opsit in 'n tyd geleef wat vir jou pas asseblief. Dan het ons die street store, julle sal, ons gaan oor 'n kollektegeld ook weer 'n bietjie kyk, herinner waaroor street store gaan. Ons het nog regtig baie winterklere nodig, onthou alles XL en kleiner. Die mense op straat is 'n bietjie kleiner as ons, so jy kan jou goedjies daar, jy kan jou goedjies by die kerkkantoor of by Kruiskoffie kom los. En jy kan ook, ons het daar ook lyste vir ouens wat die Saterdag 30 Mei vir ons kan kom help, maar vir die ouens wat nou al 'n bietjie meer met telefone doen, dit is makliker, jy kan net, hier is 'n QR-code wat jy kan scan, en dan kan jy jou naam daar op 'n lys gaan sit. Ons het mense nodig wat kom pakkies pak, ons het mense nodig wat kan die mense deurvat en sommige hulle begelei, en ons het ook 'n bietjie ouens nodig wat hulle buiteom sekuriteit kan begelei, waar is die ingang, waar is die uitgang, allerhande sulke goedjies, meer daaroor in die toekoms en in Pinkstertyd. Ek wil dan nou net gou kyk, Andra, daar is hier nog iets, het ek als gesê, Lana, daar, ja, Charlie, dan wil ek ook net gou vanoggend is dit ook vir my lekker om, en ek weet hulle hou net daar van maar Willie en Giana, is mos lekker dat julle hier is. Hulle is
twee mense wat saam met ons Malawi toe gaan. Hulle het nou geweet, ons het gisteraand 'n fondsensameling, so het al die pad spesiaal vir die fondsensameling van Mosselbaai af deurgery. Hulle het 'n tafel geboek en hulle was daar en het lekker saam gedans. Wil ek is bly om te sien, jy is hier. Rihanna het jou daarmee heeltemal kapot gedans, maar ek het gesien, dit kon nie nog 'n halfuur aanhou nie. Maar in elk geval, julle moet vandag in hierdie weeromstandighede terugry, baie veilig ry ook, en baie dankie vir julle ondersteuning, julle hier wees vanoggend. Heel laaste, dis Moedersdag vandag, ek het nie vir julle vergeet, ons hou julle vir later. So ek wil vir julle vra, dat julle asseblief, as jy langs 'n moeder of naby 'n moeder, en sommer ook 'n geestelike moeder, gee hulle nou 'n drukkie, hulle het dit nodig, en ek wil daai moeder se 2 seuns vra, gaan gee hulle maar 'n drukkie nou. Kom, gee hulle maar 'n drukkie. Pietie, jy gaan jou ma moet gaan druk. Ja. Daar sê, kom. Maas, moeders, dames, julle is vir ons baie kosbaar. Julle, daar sê, maas en dames, julle is vir ons baie kosbaar. Ons wil hê julle moet dit weet. En ons weet ook, ons as kerk sou nie veel ver gekom het as dit nie vir julle was nie. So ons het vir julle baie agter, asseblief, ons wil elkeen van julle vrouens vra, dat julle nie uit die kerk uit sal stap na die diens sonder dat daar nie ietsie vat nie. Ons sal kyk nog, daar sal kinders en diakens wees wat vir julle ietsie uitdeel, so asseblief, sommer net ietsie wat julle by die deur het, as julle op pad is koffie drinkery toe. Alright, nou het ek regtig alles gedoen, nee, Anna, waar is ons nou, daar, goed, kom ons, wil onsself toespits op die Here. Nou vanoggend gaan ons vir 'n fotum of 'n toetrede, gaan ons nie net sing nie, ons gaan vir mekaar weer herinner in wie ons glo. En ons het nou al gesien, daar was redelik verspoelings, en ons sien daar is koue op pad, en die oorlogswolke het in die wêreld het 'n invloed by ons in ons land oor baie goeders, die uitreik, ons eie bestaan en ons eie doen en late. Ons weet almal wat het met die dieselprys gebeur, en jy almal weet wat gebeur as die dieselprys lig, en die petrolpryse. Kom ons herinner mekaar, ons is nie in beheer nie, God is in beheer. Soos wat ons so sit, kom ons sê hardop vir mekaar, ons sê daai rympie op, om mekaar te herinner in wie en wat ons glo, en dat God in beheer is, en dat ons juis in sy naam hier by mekaar is. Is julle reg? Ek glo in God, Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Is the
Ons gaan nog leer in Openbaring 22 sê daar, die Gees en die kerk, dis mos Jesus se bruid, gaan leer om uit te roep, U moet kom. Kom Here Jesus. Griekse woord is Maranatha. As iemand geestelik dors is, sê die Here, dan moet hy of sy water kom haal, water wat hom en haar sal laat lewe, water wat verniet is. En dis hoekom ons hier is, geliefdes. En nou ken ons mos die woorde as die Here ons groet, die dominee waai so half namens, almal sê genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat kom, of wat was en wat kom. Nou genade beteken eintlik net God is goed vir ons. Hy kies om ons sondes te vergewe, en vir ons die wonderlike geskenk van die ewige lewe te gee. En omdat ons dit het, dan gebeur daar iets met ons. Daar kom 'n vrede oor ons. En daai vrede is amper om God se glimlag oor jou en jou lewe te sien. En dit binne in jou te voel. Omdat jy in die regte verhouding nou met hom leef. En die mooi hiervan is, dat hierdie genade en hierdie vrede van die Vader kom. Dit word deur die Heilige Gees in ons lewens ingedra, en dit is Jesus wat dit vir ons moontlik gemaak het. En daarom word al drie in die Seun genoem, en wil ek weer vir jou sê, genade en vrede vir julle, van hom wat is, wat was, en wat kom. En daarom kan ons opstaan en 'n heerlike loflied sing, oor die Here wat in die hemel is, en wat sy glans oor ons laat skyn, en ons sing vers 1, 2 en 3 van Vlam 21 staande sal. Precies of love, so die rijkdom van zijn droom. En aan u is die man, in die heerlijkheid en droom. En aan u is die Heer, in die lof en miljoenen verheerlijk is die engelen op zijn troon. Verbijsterd en zij zien en die helden van zijn kroon. Maar is macht en zijn woord, zoals die waters door zijn stem, zoals die zon op die zee zo blauw, zo die rijkdom van zijn droom. En aan u is die macht, in die heerlijkheid en kroon. En aan u is die Heer, in die lof van is die Heer, hy wat was en is en kom. Hy is die Alpha en Omega, almachtig en verheerlijk. Daar is macht in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see so blauw, so die rijkdom van sy droom. En aan u is die macht, in die heerlijkheid en droom. En aan u is die Heer, in die lof van die Dankie julle. As sy. Waar is ons kinders? Ek het vir oggend vir julle 'n verrassing gebring, en mooi toegemaak. Wie van julle wil raai wat is hierin?
Ja. 'n boek. 'n boks. Wat is dit nou? Is dit nou 'n boek of is dit 'n boks? Wat dink jy is dit? 'n wat? 'n Moedersdagpresent. Ek hou van die manier hoe jy dink. 'n Moedersdagpresent. Hoe voel dit vir jou as daar iets is wat iemand vir jou wegsteek soos nou? Weet jy nie? Hoe sê jy, Bierman? Gelukkig. Ek ken jou. As daar iets so in 'n pakkie vir jou opgemaak is, gaan dit net daar lê en jy's gelukkig. Is dit? Dis nie wat gebeur as jy verjaar of Kersfees is. Nou ja, hoekom is jy nou happy en gelukkig? Hoe voel ouers as so 'n pakkie is? Ja? Jy wil dit onmiddellik oopmaak, afskeer. Ja. Nuuskierig, ek hou van daai woord. En dit is reg, nuuskierigheid maak dat jy dit wil afruk. Is dit nie meer soos jy is, Alex? Ja, kom ons wees eerlik. Ek gaan nie oogies nou. Ja. Alright. Nou, ek wil vir julle vandag leer van 'n moeilike woord in die Bybel. Ek wonder of julle nou die woord. Ek moet dit eers weer gaan lees, ek vergeet dit self. Apokalipsis. Apokalipsis, dit klink meer soos 'n vloekwoord, nee, maar dis 'n Griekse woord. Dis 'n baie moeilike woord om eintlik iets eenvoudigs vir ons te wys en te leer. Apokalipsis beteken eenvoudig om die gordyn weg te vat. Met ander woorde, apokalipsis beteken, voila! Dis dit maar al. Ag, tog, is julle nie eens meer opgewonde oor 'n Bybel nie? Ek dink ek moet vir julle so gou as moontlik 'n Malawi kry. Daar's sweeties, check it. Hulle mis altyd die Bybels, hulle is nie die sweeties. Ek moet julle sal met Malawi toe gaan, ek gaan met julle ouers praat, en daar raak, julle kan nie glo nie. Ja. Hoekom nie? Wil jy gaan? Ja, nee, asseblief Stefan, nou praat met jou ouers. Jy moet sien hoe raak die mense daar opgewonde. Weet julle, nee? Die eerste keer toe ek van Alberton af Malawi toe is, toe die grensposte ons agtergehou, toe moet ons vir 'n gemeentetjie bo in die noorde van Malawi, Mzuzu, 5 Bybels vat. Net 5. Ons was 'n dag en 'n half laat, omdat ons die grensposte daar gekom. Nou wat gaan gebeur as iemand 'n afspraak in ons land het, en vir ons sê, hulle kry ons Sondag, dan bring hulle vir ons Bybels, maar hulle kom nie eens Dinsdagoggend hier. Dink jy gaan nog mense wag vir daai Bybels? Toe ons daar kom, toe wag hulle nog net so. Nie een mens het vir ons gevra, hoekom is julle laat nie? Hulle het net eenvoudig begin sing en dans. So opgewonde was hulle om 5 Bybels in die gemeente te kry. Maar in elk geval, hierdie ander boek staan ietsie anders. Wie kan lees wat staan hier op? Dis die A tot Z van Openbaring. Nou Openbaring is die laaste boek in die Bybel, nee, dis heeltemal reg. Nou in hierdie boek Openbaring is daar hierdie belangrike ding. Jesus sê vir ons, hy is die Alfa en die Omega. Dit beteken, hy is die eerste letter van die Griekse alfabet en Omega is die, dis so goed soos om te sê, hy is die A en die Z van ons Bybel. Met ander woorde, die eerste en die laaste letter en alles tussenin. Nou, toe Johannes die Openbaring gekry het, toe was dit so goed, soos 'n gordyn wat voor hom oopgemaak is. En wat dink julle, het Johannes eerste gesien? Wie of wat dink julle het Johannes eerste gesien? Nee, is 'n goeie raaiskoot, maar hy het nie dit gesien. Wie en wat het Johannes gesien? Sê wie? Hy het gesê, wow, dis reg. Maar wie het hy gesien? Wat so wow was het toe hy gesien? Wie, julle moet nou raai. 'n Bietjie fyner. Dis reg God, maar Jesus.
Hy het vir Jesus gesien. En wat Jesus gesê het vir ons gesê het is om te... Nee, as jy sweetie nie. Hy het vir ons gesê, ek is hier. Jesus het vir ons gesê, ek is hier. Hy het vir hom gesê, ek is hier. Want Johannes was op 'n baie sleg plek. Hy was in die tronk op Patmos en toe het hulle Jesus vir hom gesê, moenie worry nie Johannes, ek is hier en ek gaan vir jou iets wys. Ek gaan vir jou die toekoms wys sodat die lewe vir jou weer kan lekker soet word. Dis maar eintlik waaroor die sweeties gaan. OK. So, julle ken mos dit hoe dit is as dit mens te donker is nie eens bang, né? Jy sit 'n flits aan, maar as jy nie 'n flits het nie en jy's alleen en dit bly net donker, dan sit jou foon aan en as jou foon se battery pas, ja, maar as jy nou daar op 'n kleintjie se plaas in die Karoo is, dan is daar nie elektrisiteit nie. Jy het nie 'n flitsie en jou battery is pap. Dan slaap jy, okay. Maar as jy nie kan slaap nie, Telex, as jy nie kan slaap nie, dan gebeur hierdie ding. Dan is julle almal te bang om te sê jy raak bang. Ja, wie is eerlik genoeg om te sê jy raak bang in die donker? Okay, dankie, ja sê. En weet jy hoe voel dit dan as jy bang is, en iemand kom sit net jou hand so op jou skouer en sê, moenie bang wees, Alex, papa of oom is hier by jou, of mamma, nee, dan raak 'n ou sommer aan die slaap. En dis wat Openbaring vir ons wil kom leer. Ons moet kyk 'n bietjie in die toekoms, Jesus is by ons, en as die dinge swaar raak, hy is by ons. Gaan julle onthou? Dis waaroor dit gaan en ook in Pinkster. Kom ons maak gou ons oogies toe, dan kyk julle so. Trust my, op donker maan in die Karoo, as die wolke ook 'n bietjie daaroor is, dan raak jy sien en dit sien nie. Dit raak baie donker. Kom ons maak toe ons oogies. Liewe Jesus, soms raak die lewe donker en dan raak ons bang. Soms maak groot mense en soms maak groot kinders ons bang. Mag ons onthou dat al maak hulle ons 'n bietjie bang, U is by ons, U kom sê dit vir ons, daarom het U 'n hele boek geskryf en op die einde van die Bybel vir ons kom sê, U is hier, mag ons dit nooit vergeet nie, asseblief. Ons is vir U baie lief, mag wat ons sê en doen, dit ook vir mekaar in die wêreld wys. Amen. Nou toe, net om in die wêreld soeter is, meisies eerste, kom, hoe's julle nou? Ja, julle, net enetjie of, daar so kyk, julle kan gaan. Sê. En jy die hele pak, gaan die werkie. Jy moet besluit of jy wil kou of suig. Papas en mamas, en julle moet asseblief vir julle Bybels, ooms en tannies vir ons so lank gaan soek, na Openbaring. So julle afgeleid, blaai ou van agteraf. Openbaring 1. Daar sê, so met die Bybels op ons skote, of dit nou die Bybel of die foon se Bybel is, daar by Openbaring, kom ons maak gou ons oë toe. Here, as ons die boek hoor van die boek Openbaring, dan soos ek nou 'n bietjie die afgelope week met mense gesels het, dan is daar 'n paar interessante reaksies. Party mense is bang, hulle lees dit sommer net nie. Party sê hulle verstaan dit nie en daarom lees hulle dit ook nie. Party sê ander mense gebruik die boek verkeerd en daarom lees hulle dit nie. Eintlik is dit 'n eenvoudige, mooi boodskap, waarin U net eenvoudig U liefde oor ons uitstort. En wil ons vir U vra dat vandag en die volgende paar geleenthede ook oor Pinkster heen, dat U dit vir ons, vir al die eerste 3 hoofstukke mooi sal oopbuig. En dat ons die mooi boodskap wat U vir ons daarin bring, tog sal raak sien. En dan sal daar volgens sal gaan lewe. So, wil U asseblief al die dinge wat ons aandag wil aflei van die woorde uit die woord en uit die prediking uit, sommer nou uit ons koppe uitvat, en wil U dan asseblief vir ons gedagtes laat rig
op U. Amen. Goed, Openbaring 1 van vers 1 af. Wat hier volg, is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur vir hom gegee, om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Johannes is die getuie van wat God gesê en wat Jesus Christus bevestig het. Hy getuig van alles wat hy gesien het. Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. So van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die een wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak. Priesters vir God, sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke, en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het, en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here, God, hy wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Ek, Johannes, is julle medegelowige, en deur ons verbondenheid met Jesus, het ek saam met julle deel aan die verdrukking, en aan die koninkryk, en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarin ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer, en ek het agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem hoor sê, skrywe wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat, en toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien, en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangetree en 'n goue band om sy bors gedra. Sy hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Skryf nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat daar hierna gaan gebeur. En dit is die verborgde betekenis van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het. En van die 7 goue lampe. Die 7 sterre is die leraars van die 7 gemeentes. En die 7 lampe is die 7 gemeentes. Eers net tot sover. Vriende, dit is 'n saak van onmoontlikheid om regtig in al die beeldspraak in te gaan, maar ek gaan vandag probeer om die belangrikstes ook vir ons Pinksterreeks net vir julle uit te lig. Kom ons begin met 'n eenvoudige prentjie, net weer gou terug by die kinderoomlik. Jy het mos ook al in 'n konsertsaal, het sy by Aardskyp of by die skool gaan sit in die gordyne toe. En jy hoor stemme, en jy hoor hulle fluister daar agter, maar die gordyne is toe, en jy weet nog nie lekker wat gaan gebeur nie, veral as jy nie die storie ken nie, en dan skielik gaan die gordyn oop, en nou sien jy alles, en jy is opgewonde, want jy hou van wat jy sien, en die dinge gaan nou gebeur. En dit is regtig wat openbaring beteken. Die Griekse woord is apokalypsis. Dis 2 woorde, apo wat beteken weg
En dan kalipsis, wat beteken sluier. Met ander woorde, die sluier word weggevat. God trek die gordyn oop, sodat ons kan sien wat ons voorheen nie kon sien nie. Verstaan nou net gou vir 'n oombliekie? Ons het die Ou Testament wat vir ons vertel van Jesus wat nog moet kom. Dan het ons die Nuwe Testament wat vir ons sê, Jesus het gekom, hy's gebore en hy het gesterf en nou is hy in die hemel, wat nou? Openbaring wil vir ons kom vertel, wil met ons kom praat oor die wat nou. So die boek Openbaring is nie bedoel om bang te maak nie. Dit is bedoel om ons te wys wat tans aan die gang is en nog gaan gebeur, maar nie op 'n manier dat ons kan sê, volgende Woensdag is die einde van die wêreld, of enige sulke soort voorspellings nie. Nie om vir ons te sê, ja, sien Openbaring het voorspel, Donald Trump gaan vir die Iraniërs kwaad raak nie. Dis nie die bedoeling van Openbaring. Die bedoeling is vir ons te sê, weet jy wat? Hou vas daaraan, daar is 'n hiernamaals, daar is 'n ewigheid. Moenie daaraan twyfel nie. Alles hier op aarde is nie verniet nie. So hy wys vir ons wat werklik aangaan agter die skerms. Dis wat Openbaring beteken. So Openbaring 1 vers 1 sê dan nou baie duidelik vir ons, hierdie Openbaring kom van Jesus Christus, met ander woorde van God self. God gee dit vir Jesus, of dan nou Jesus en God gee dit vir die engel, wat dit dan nou vir Johannes gaan roep. En Johannes maak nie stories op nie. Johannes kom sê vir ons, hy is 'n getuie, ek het dit gesien en ek het dit gehoor. En hier is nou iets belangriks, julle, ook vir ons kinders. Wanneer God praat, is dit nie net om ons nuuskierig te maak oor wat kom nie, maar dit is om ons te verander. Kan ek dit weer sê? Wanneer Jesus praat, is dit nie net om ons nuuskierig te maak, maar ook om ons te verander. Want julle sal dit hier hoor, en julle gaan dit in die week nog verder hoor, in die weke, die Bybel sê, gelukkig is die wat dit lees, hoor en doen. En daarom begin Openbaring met 'n groot en kragtige waarheid, wat sê, God sê, ek is die Alfa en die Omega. Ek het dit vir die kinders verduidelik, dit is soos die Griekse eerste letter, is die Alef, so die Alfa, en dan is dit aan die einde die Omega, nee, die begin, dit is die eerste en die laaste letter, soos by ons, so die A tot Z. Hy is die begin, hy is die einde, en alles daartussenin. Daarom hoef ons nie bang te wees nie, want die wêreld is nie buite beheer, soos wat mense vir ons wil sê nie. God hou die pen vas, vir eeue sal hy dit vashou. En hierdie is 'n uitdrukking wat al kom uit die Ou Testament uit. Jesaja 44 vers 6 sê die Here, ek is die eerste en ek is die laaste, buiten my is daar geen God nie. So sommer nou net stukkie iets interessant as jy Openbaring gaan lees. Hierdie term van Alfa en Omega word in hoofstuk 1 vers 8 en in hoofstuk 21 vers 6 gebruik om na God te verwys. In hoofstuk 1 vers 17 en in 22 vers 13 word dit gebruik om na Jesus te verwys. Met ander woorde, ook in Openbaring sê die Here vir ons, God, die Vader en Jesus Christus en die Heilige Gees is een. As jy die hegte eenheid tussen die Vader en die Seun, Jesus en die Vader is een. So kom ons gaan kyk gou na Johannes se situasie as hy die brief skryf. Hy is definitief nie op 'n lekker Griekse vakansie daar op die eiland Patmos nie. Julle moet onthou dat hy soontoe verban is. Deesdae sal die ouens daar met so huisarrest met so ding om die enkel moes geloop het. Hulle daai tyd met kettinge geloop. So sy wêreld is klein, dit is beperk, dit is moeilik. Hy weet van swaar kry, hy weet van vervolging. So wanneer hy hierdie brief skryf om vir die mense goeie moed in te praat, dan ken hy swaar kry. Verstaan julle? Hy weet die wêreld en die lewe is moeilik. Ek sê eintlik vir hulle, ek is saam met julle in die swaar kry, maar ek wil vir julle vertel van iets wat ek gesien het, wat die swaar kry laat verdwyn, wat dit verander.
En wat sien hy? Dit lees ons hier van vers 9 tot vers 20. Dit begin waar Johannes vir Jesus sien. Maar nou sien Johannes nie vir Jesus meer in die vorm van die timmerman wat hier op aarde geloop het nie. Hy sien die verheerlikte Christus. En daarom is die beskrywing, waarvoor ek nou nie tyd het nie, verskriklik baie belangrik, en daar is baie simboliek in. Hulle praat van Jesus met oë soos vuur, en voete soos geelkoper, 'n stem soos baie waters, 'n gesig soos die son. En dit is alles simboliese taal om van ons te sê, Jesus is nie swak nie. Hy is die koning, hy is Heer, en hy is in beheer. Dis anders as toe hy op aarde was, toe hy net 'n dienskneg was. Hy het nog steeds die hart van 'n dienskneg, maar nou is hy in beheer. Daar's 'n verskil. En nou moet julle ook verstaan, hoekom dit dan nou ook juis Johannes is, wat hierdie evangelie moet gee. Want onthou, as hy nou in die tyd gesien, onthou, hulle het nie Facebook gehad en WhatsApp, maar hulle gedurig met mekaar kom praat nie. Mense kom ons nou verander, hoe kan ons seker wees, dat dit regtig Jesus is wat Johannes gesien het? Onthou nou gou, Johannes was Jesus se geliefde disipel. Dis die een met wie hy die meeste tyd, nie sê die meeste tyd nie, maar hulle het 'n mooi, sterk verhouding gehad. So as daar een van die disipels is wat nie die fout sou maak om Jesus nie te herken nie, dan was dit Johannes. Daarom word hy die openbaring gegee. Daarom is dit hy wat Jesus sien, sodat ons bo alle twyfel kan weet, dit was waaragtig Jesus wat hy daar gesien het. En wat is Johannes se reaksie? Hy val neer soos 'n dooie. Want wanneer 'n mens Jesus sien, vriende, soos hy regtig is as koning en heerser, hoe groot hy is, dan val 'n mens neer. Dan het jy eerbied. Dan is jy nie grootmoedig en selfversekerd nie. Maar nou gebeur daar iets wonderliks. Iets wat ons nog nie gelees het nie, maar wat jy in hoofstuk 2 vers 17 sal lees, maar wat tog belangrik is wat jy moet hoor. Wanneer Johannes dan so voor Jesus lê, dan sit Jesus sy hand op sy skouer, sy regterhand, met ander woorde sy sterk hand. En hy sê vir hom, moenie bang wees nie, Johannes. Jy het reg gekyk. Dit is ek. Dit is ek. En ek is hier by jou. Vriende, dink net so 'n bietjie mooi daaraan. Die almagtige, verheerlikte Christus kom vat aan 'n bang, moedelose man. En hy sê vir hom, moenie bang wees nie. Ek weet jy dink die mense maak jou nou stil hier op Patmos. Ek is in beheer, Joma. Maar die mooier daarvan is dat dit nie net vir Johannes is wat die Here dit sê nie. In die beelde kan ons duidelik agterkom, hy sê dit vir elke gelowige deur die eeue. Wanneer die lewe swaar raak, wanneer jy bang is en wanneer jy voel, ek kan nie meer nie, sit Jesus nog steeds sy hand op jou skouer en sê vir jou, ek is hier. Verstaan julle hoe mooi is die beeld aan die einde van die preek, die dominee namens die Here se hand opsteek om vir jou die gevoel te laat kry, die Here sit weer sy hand op jou skouer en hy seën jou voordat jy uitstap, maak nie saak of hy jou moed ingepraat het, of hy jou so bietjie oor die vingers gehaal het, of wat ook al die boodskap van die dag was. En nog 'n punt wat ons moet weet, wat belangrik is vir ons om te kan aangaan. Openbaring vertel vir ons hier van vers 12 af, dat Jesus tussen 7 goue lampe rondloop. En dan sê hy, hierdie 7 lampe is die 7 gemeentes. Met ander woorde die kerk. Met nog meer woorde, Jesus is nie ver weg nie, hy is in sy kerk. En hy is tussen ons. Elke dag. Kom ek vertel gou 'n storie. Daar was eendag
was al by 'n voorskool of 'n pre-primêre skool, jy weet daar by die graad R en dubbel R skooltjie, daai klasse, was daar 'n Vadersdag, waar die pappas van die kinders almal genooi is, hulle kon ook die dag saam skool toe kom. En so die pappas saam 'n bietjie saam met die kinders gespeel op die speelterrein, en toe die juffrouens hulle in die verskillende klassies weer bymekaar gemaak, en in hierdie een klassie was daar hierdie een seentjie wat net sy pappa in haar hele klas het opgedaag van al die pappas. En die pappas sit ewig gedwee ook daar op die mat in die kringetjie, en die juffrou sê toe nou vir hulle, sy is ook half 'n bietjie teleurgesteld oor die opkoms, en sy sê toe vir die kinders, maar vertel my ietsie spesiaal van jou pappa. En so het elkeen ietsie spesiaal van sy pappa vertel, wat vir hulle spesiaal is. En toe sy nou die ouetjie se beurt is, wie se pappa daar kom, toe het hy so stil vir die juffrou gekyk, hy het vir sy maats gekyk, en hy het gesê, juffrou, my pappa is hier, en net so groot glimlag. My pappa is hier. En dit is die boodskap van Openbaring 1. Ons pappa is hier. Openbaring sê nie vir ons, Jesus was hier, en kom weer nie. Hy sê nie vir ons net, Jesus kom weer eendag, hy dit ook, maar hy sê vir ons, hy is hier, nou. En ons moet dit verstaan, so hoe verstaan ons dit, dat dit by ons is? Ons moet verstaan dat die 7 gemeentes, wat hiervan gepraat word, Efesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea, die 7 gemeentes, moet julle mooi verstaan, dit is 7 briewe, maar hoor hier mooi. Daai 7 briewe is as 'n eenheid aan al 7 die gemeentes gestuur. Daar is nie aparte boodskappe gestuur, een vir Efese en een vir Thyatira en een vir Sardes, of hoe dit ook al sê nie. Al 7 het hierdie eenheid gekry van al 7 die briewe. En dit sê maar net so dat hulle almal saam kon reflekteer oor hulle eie roeping en hulle eie toestand. En elkeen van hierdie 7 briewe eindig met die woorde, elkeen wat kan hoor moet luister na wat die Gees vir die gemeentes, né? Meervoud, sê. So wat is nou so spesiaal van die 7 gemeentes? Dit sal ons nou 'n bietjie in Pinkstertyd 'n bietjie uitvind, maar vir nou, die getal 7 beteken volheid. Dit beteken hierdie briewe is nie net vir hulle gestuur nie, dis vir die hele kerk gestuur. En omdat dit vir die hele kerk gestuur is van daardie tyd, ook vir ons. Dis ook op ons van toepassing. En nou gaan ons sien, elke brief het 3 elemente, in elke brief is daar 'n stukkie openbaring van wie Christus is, hoe hy homself aan hierdie gemeente voorstel. In tweede plek is wat hy sien in die gemeente, hoe gaan dit in die gemeente, wat hulle doen, wat is reg en wat is verkeerd, en dan is daar ook 'n oproep, om of te volhard, of om iets te bekeer. En so vorm hulle saam die prentjie vir die hele kerk oor die hele wêreld, wat jou en my insluit. En elke keer sê hy, luister, laat wie ore het, hoor. Elkeen wat kan hoor, moet luister. Met ander woorde, ons moet nie net hoor nie, ons moet regtig luister. So ek wil klaarmaak vir oggend, DV. Wat beteken die boek Openbaring? Vir oggend 'n paar eenvoudige goedjies. In die eerste plek, God wys vir ons dinge wat ons self nog nie kon sien nie, en ook nie nou kan sien nie. Ons sien wel ook so 'n bietjie vooruit. Ons sien ietsie van God se groter prentjie as ons die boek Openbaring lees. Al verstaan ons nie meer al die beelde nie. In die tweede plek sê God, hy is die Alfa en Omega. Met ander woorde, hy is in beheer. Ons storie eindig nie in chaos nie. Dit eindig by hom. Wil jy, ek kan dit seker maar vertel wat nou gebeur het, nee? Ons Malawi ouens sit al lank en somme maak, en somme maak, en somme maak. Want julle weet wat die dieselprys gedoen het. Die dieselprys alleen
vat dit R200.000 ekstra vir ons om te gaan. Dit is uitgesluit die knock-on effek. En daar het 'n klomp mense vir ons bygedra om te kan help hiermee. Vanoggend laat weer die ouens uit Skotland, moenie worry nie, daar kom nog £20,000. God is in beheer, vriende, nie die ouens wat wil oorlog maak nie. En hy is naby, punt 3. Hy is nie ver nie. Hy loop tussen sy mense. En dit gee ons moed, wanneer ons bang raak, sê moenie bang wees nie. Maar dit is ook 'n oproep. Daarby gaan ons kom in Pinkster. Bly getrou. Volhard, hou aan, moenie opgee nie. So stel jou voor, jy sit in 'n donker kamer, jy weet nie wat aangaan nie en jy voel bang, en iemand skakel die lig aan en skielik kan jy alles sien. Dis wat Openbaring vir ons doen. Dit skakel die lig aan en wat sien ons? Nie monsters en rampe nie. Ons sien Jesus Christus. So wanneer ons weer bang raak, mag ons die storie onthou van die seentjie in die klas en onthou sy woorde. My pappa is hier. In die komende Pinksterreeks gaan ons hoor hoe hierdie selfde Jesus baie persoonlik met ons as 'n gemeente en ons as individue gaan kom praat. En ek wil jou daarom uitnooi, kom luister saam, kom ontdek saam, kom toets jou eie hart. Wat eintlik moet gebeur is dat ons ook mense moet nooi wat bietjie afvallig en op afstand is van die kerk. Die help ons vat ouens van 'n ander kerkie, van die ouens wat nie reg baie in die voete in die kerk sit nie. Want in elke brief is daar iets wat ons nodig het. Bemoediging, waarskuwing, oproep. Maar in elkeen hoor ons dieselfde stem. Jesus wat tussen sy kerk loop, wat sien, wat weet, wat lief het. So moenie hierdie geleentheid misloop nie. Want wie ore het, moet hoor wat die Gees vir die gemeentes sê. En wie weet, dalk beleef ons meer as net mense met geestelike verdieping hierdie jaar. Mag ons herlewing beleef. Here, wie ore het, laat hom en haar hoor wat die Gees sê. En help ons om te volhard, help ons om aan te hou, want Jesus, U regeer waaragtig, alleen, niemand anders nie. Al dink ons, sekere mense of onsself partykeer is belangrik. U regeer, U is in beheer. Aan U alle eer tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Sien net meer kans. Toe ek nou vanmôre hier gekom het, jy weet dit baie emosioneel. Net om te sien dat mense nou omgee. Baie welkom by Street Store in Bellville Wes. Street Store gebeur reg oor die wêreld. Dit is 'n non-kerk organisasie wat besluit het, kom ons connect met kerke wat resources het om by die mense in die omgewing actually betrokke te raak en regtig net cool goed te doen en hulle die winkel experience te gee. Dis waar die naam Street Store vandaan kom. Daar is een persoon wat verbygekom het. Ons het sy goedjies gepak, hy het sy nuwe skoene aangehad, maar sy ou skoene so ou plakkies het in sy hand gehad en ons sê toe, maar kan ons dit maar weggooi? Hy sê nee, hierdie skoene het vir hom al lank op hierdie teervaai gehelp en hy wil dit saamhou as sy aandenking
wil hy daai plakkies wou saam met sy ander goed wat hy gekry het. So. Mense skenk oral hulle klere wat hulle nie meer gebruik nie, veral nou in hierdie tyd wintersklere. En dan kan die mense van die gemeenskap kans kry om deur te loop en 'n paar items te kies. Hulle word bedien, ons bid vir hulle, ons gee vir hulle kos en 'n koffie en 'n bietjie klere en ons stuur hulle dan met 'n blessing uit. It's a great experience for us to come to where we can actually have a real shopping experience, fitting on our clothes and get some really decent items to wear, especially with winter coming up now. So a lot of us needed some really warm clothes, and so I'm really thankful for it. Oh, I never expected to see what I saw, and I'm overwhelmed. I'm shaken. There's actually no words to express my gratitude and to see such wonderful people of God, that the wonderful people of God still exist today, despite our troubles, despite our traumas. Ons doen nie veel nie. Ons help hulle net om tweedehandse klere te kry en hulle is so dankbaar, so dankbaar. So dit is regtig lekker om dit te doen, om op daai manier betrokke te wees. My eerste kliënt vir my laat opgewonde voel, ek is nou opgewonde want ek het om myself bekend gestel aan hom en toe vra ek hom van waar is hy? Toe sê hy is eintlik van die Pero, maar hy bly by die shelter hier so. Ja, toe loop ek saam met hom en ek het so goed gevoel om saam met hom te kon gaan shopping het, want het is amper ek en over hom uitgevat met hierdie shopping en alles is vir niets. En het hom goed laat voel en het vir my goed laat voel. Terwyl jy staan, bid jy vir wat na jou toe gaan kom. Want het kan 'n man wees of het kan 'n vrou wees, so jy weet nie. Dit kan iemand wees wat baie swaar gekry het of dit kan iemand wees wat nie te swaar gekry het wat gehoor het van nie. So jy wag dan vir die een wat na jou toe kom en jy weet as hy kom, dit is een wat Vader vir jou gestuur het. Time he prayed for me, my heart was opened. I was feel like something is come in my heart. Of always I was feel when I'm gonna get someone to pray for me. Maybe God is gonna open my door to get anything. But I believe maybe it's not today or tomorrow I'm gonna get, because already I see someone to pray for me. I believe. When I prayed for him, and first of all I put my hand and I said, you are a mighty warrior. And we had this moment about Gideon that was a mighty warrior. And I'm so excited what God is going to do in him, what he's experienced here. And just go out on this soccer team that's mighty warriors for Jesus and just changing the community. So I'm excited to have met Patrick. Dis klomp kerke wat hande saamvat en die gemeenskap bedien en ek dink dis regtig kerk in aksie soos wat jy dit nog nooit beleef het nie. Asai. Kom ons sing hierdie lied wat ons so baie goed ken. Ons sing Hosanna, want die koning is hier. Hy is koning van ons lewe. En ons bly dan ook daarna staan vir die seën en ook die wegsendingslied. Ons
En net om jou te herinner, dat die Here Jesus die een is wat ons uitstuur, dan wil ek ook vir jou herinner, as hy jou uitstuur, en jy bewus is van sy teenwoordigheid, aan sy belofte, soos Paulus het vir ons gee in Efesiërs 3. Ek bid, dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Amen. Sy lof